Ons het gepraat oor die rol van dooie mense, en in dieselfde gedeelte wat ons gelees het, praat ons oor lewendige mense, en ek glo lewendige mense leef ook verander. Kom ons haal weer aan uit Romeine 14, vers 7 tot 8, weer met die aangepaste woorde om dit meer van toepassing te maak. Daar staan dan, niemand van onsself leef tog vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Wanneer ek gaan kyk na Galasiërs 2 vers 20 se tweede gedeelte, sien ek Paulus praat oor hierdie lewe wat natuurlik kom nadat jy gesterf het. Die lewe, sê hy, wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ons leef nie net vir onsself nie. Ons leef om vir ander tot voordeel te wees. Die ideaal is dat ons lewe ook sal wy om vir ander mense 'n lewe aan te bied. En ek wil vir jou verseker, dis nie so moeilik nie. 'n Mens het nie nodig om hele tyd met teksversies onder die arm rond te loop en mense te probeer oortuig nie. Al wat jy hoef te doen, vertel net vir mense hoe dit vir jou, wat dit vir jou beteken om as 'n lewendige mens te leef en die lewe te kan waardeer en te geniet. Jy sal ander mense inspireer om saam met jou werklik te leef. Kom ons leef ook vir ander mense se voordeel. En loop mooi.